Goeienaand almal en baie hartlik welkom hier op die aanlyn kerk page hier op Facebook, waar ek uitsaai op 'n Dinsdag aand 6:30 Bybelstudie saam met mekaar lewendig hier op Facebook, wat ons handleidings en alles so lekker deurwerk. Nou terwyl ons so begin, wil ek u vra dat u ook asseblief terwyl ons share daar na al ons platforms toe, dat u dit ook sal doen na jou status toe, na jou timeline toe, na jou story toe, waar jy ook al dit kan deel, sodat almal dit kan sien. Loof die Here. Daar is ek. Amperkies klaar. Goeienaand almal, baie welkom almal wat ingeskakel het vanaand hier by die aanlyn kerk op Facebook. Baie dankie dat u dit ook daar na u tydlyne te share, na u status toe, dat almal ook kan deel wees van hierdie amazing Bybelstudie wat ons aanbied so online, lewendig op die aanlyn kerk. Dit is net so 'n groot voorreg. Ek weet nou nie of ek nou reg is hier nie, want alles is nou hier de mekaar. Yes, ek dink, goeienaand almal, ek sien almal se gesiggies, ek sien almal se kommentare. Ek wil net vir julle sê, ons saai uit op die aanlyn kerk. So as jy nie op die aanlyn kerk is nie, kan jy dalk nie al die kommentare sien nie, en dan gaan jy dalk nie deel voel nie. So as jy weer inskakel, ons deel dit op die aanlyn kerk, so page, en dan kan jy ook deel wees daarvan. Prys die Here. Nou vanaand is ons tweede deel van ons uitsending van ons Bybelstudie. Het u dit geniet sover? Geniet u dit? Hou u daarvan? Leer u daaruit? Wys maar net vir my yes of no, of wat ook al. En dan kan ons ook weet, dit moedig my ook geweldig om aan te hou met hierdie Bybelstudie. Dis net 'n heerlikheid. So, vind u baat by hierdie Bybelstudie. Ja, voel jy om dit met almal te deel. Ek sien daar's lovies en alles, dis net lekker. Dankie almal. Wow, dis amazing. En dankie dat jy vanaand deel is van die tweede een. Nou, ek gaan vanaand so bietjie voor ons so inval met die handleiding. Asseblief, hou jou handleiding reg. Ons gaan so bietjie indelf in ons handleiding in, so bietjie daaroor gesels en so, en ek gaan vir julle verduidelik hoe ek daardeur gaan werk, en dan kan jy ook meer verstaan. Maar voor ek daarmee gaan begin, gaan ek so bietjie gesels oor geestelike armoede en rykdom. Nou dit is 'n deel van die fondasie
wat ons ook gaan mee begin in ons handleiding. Ons het so lekker deurgepraat van Adam en Eva, die begin, die tuin van Eden, om wedergeboorte te verstaan, want as 'n mens nie werklik verstaan wat in die tuin van Eden gebeur het met die sondeval nie, is dit moeilik om te verstaan hoekom moet ons as mens die wedergeboorte deelagtig raak. Nou, ons het dit so lekker uitgeklaar. Ek dink ons verstaan gees, siel en liggaam en al die dinge wat daar gebeur het, en dat die mens basies sy stand verloor het as die beeld van God, en nou moet hy terugkeer soontoe, en dit is net deur die wedergeboorte. Maar ons gaan nou lekker daarmee begin. Kom ons bid net eers lekker saam. Prys die Here. Vader, baie, baie dankie vir u liefde, u genade, u barmhartigheid, u vrede, wat ons kan ervaar elke dag in ons lewe. Al gaan dit soos 'n warboel om ons, weet ons kan in die rus van u wees, Vader. Ons kan ons harte afsonder, ons kan ons gedagtes afsonder, ons kan alles afsonder, Here, om met u te praat in ons gedagtes, in ons harte, al is ons tussen hoeveel mense. Vader, en wat 'n voorreg is dit om u kind te wees, om daai vrede te ervaar in ons harte, in ons lewe. Ons loof en ons prys u daarvoor. Baie, baie dankie dat u elkeen deurgedra het tot vanaand toe, Vader. Daar was soveel baie dinge wat gebeur het, Here, siektes en dinge, maar u het elkeen deurgedra, en ons waardeer dit, en ons sê vir u so baie dankie daarvoor. In my hart waardeer ek u so, Vader. Ek waardeer u koninkryk, ek waardeer redding, verlossing, vrymaking. Ek waardeer u seun wat gekom het om vir ons te sterf, sodat daar redding vir ons kon wees, sodat daar herstel kon wees, Here, my God, in ons siel, in ons innerlike, dat ons nie gebore kan word in u koninkryk deur u gees. Baie, baie dankie daarvoor. Ons het so 'n groot voorreg as mens op aarde. Here, ek wil ook vanaand bid dat u my sal help, Vader, dat ek hierdie boodskap, hierdie Bybelstudie wat ek aanbied, reg kan oordra in wysheid, in insig. Here, dat u my sal lei, dat u my sal help met die regte woorde, verstaanbaar sal oordra, Here, sodat u volk dit kan verstaan en gestig en gebou en toe kan gerus kan word, ook weer vir hulle dienswerk. Ons is so dankbaar en opgewonde vir wat u doen, en ons loof en ons prys u in Jesus naam. Amen. Prys die Here, dis net so 'n heerlikheid. Nou vanaand, voor ons begin, wil ek net so bietjie met ons gesels. Ons gaan so bietjie deur die handleiding hardloop. So wat ek gaan doen met die handleiding, kry dit asseblief gereed voor u. Ek dink almal het hulle handleidings, penne, papiere, elke ding hier voor hulle. Maar wat ek gaan doen is, ek gaan deur die handleiding hardloop. Ons gaan nie punt vir punt deurgaan nie, dan gaan ons vir jare die Bybelskool doen, die Bybelstudie, doen. So, wat ek gedink het om te doen, hoe jy dit die maklikste gaan verstaan, ek gaan beginsels aan die oordra, wat jy kan verstaan uit die woord van die Here uit, en wanneer jy dan jou Bybelstudie gaan deurlees, wat vir jou gegee is, jou handleiding, dan gaan jy dit baie beter verstaan, en asseblief lees die skrifgedeeltes wat saam met dit kom. Dit gaan vir jou geweldige insig gee, jy gaan die konteks van die woord verstaan, jy gaan begrippe in die woord verstaan. So as 'n mens net daardeur hardloop en jy gee nie aandag daaraan nie en jy lees nie die skrifte nie, gaan hierdie Bybelstudie vir jou niks beteken nie. So dit is van insit, dis van leer, dis van werk. Ag, en dit weet jy wat, as mens daarmee begin en jy werk dit so deur, dan sit so 'n heerlikheid dat jy nie kan ophou nie, dat jy nie genoeg kan kry nie. So wat ek vanaand gaan doen is, ons gaan deur dit hardloop, lekker punt vir punt, so lekker vinnig deurgaan, en dan gaan jy 'n begrip vorm van die punt waardeur ons werk, en as jy daardeur gaan werk met jou skrifgedeeltes, met jou skrifverwysings, dan gaan jy dit ook baie beter verstaan. Wow, is dit nie amazing nie? Maar voor ons begin, wat my getref het in die week, terwyl ek so besig is met die Bybelstudie, toe dink ek daaraan dat, is ons geestelik ryk of het ons geestelike armoede? En dit het my weer baie diep in my hart getref om te besef op watter plek jy in jou geestelike lewe staan. Nou as jy jou vanaand self bevind op 'n plek in jou geestelike lewe waar jy voel jy weet niks, jy verstaan nie die Bybel as jy dit lees nie, jy is onvrymoedig en nie spontaan wanneer daar oor die evangelie gesels word nie, dan beteken dit, jy het geestelike armoede. En dit is nie 'n probleem nie, dit kan uitgesorteer word. Dit is hoekom hierdie Bybelstudie is, sodat ons die geestelike armoede wat in ons lewe is, kan uitsorteer. Wow, is dit nie amazing nie? Nou ek wil dit net gou hier noem, voor ons met enigiets verder begin, hè? Is dat
ons vanaand gesels oor die geestelike. Dit het niks met die vlees te doen nie. So as jy armoede ervaar in die vlees, is daar nie fout met jou nie, daar is nie 'n probleem in jou lewe nie, daar is nie 'n vloek op jou nie. Al waarop die vloek rus is die sonde. So as 'n mens vashou aan sonde, dan ervaar jy die vloek wat rus op sonde. Maar wanneer jy saamwerk in jou geestelike lewe en jy sorteer uit en jy bely en jy gaan aan, dan rus die vloek van sonde nie op jou nie. En deur jou wedergeboorte, toe jy die Here Jesus Christus aangeneem het, het hy die vloek oor jou kom verbreek. En jy moet in daai vryheid bly wandel. Dit is die groot saak. Baie keer as ons as kinders van die Here sak self terug, en dan bly ons nie in daardie vryheid nie. So alles wat ek vanaand oor praat, gaan nie oor die vleeslike nie. Dit gaan oor die geestelike, dit gaan oor geestelike armoede en rykdom. Dit gaan glad nie oor het jy geld of het jy nie. Wat verstaan jy geestelik? Nou, geestelike armoede is wel 'n probleem, omdat ons elkeen die geestelike rykdom en voorspoed van God moet hê en groei tot die volle mate in Christus. Amen. So elkeen van ons moet uit daai geestelike armoede uitkom. Ons elkeen het die vermoë om daar uit te breek. Okay? Dis net jy gebruik jou vermoë of jy gebruik nie jou vermoë nie. Jy gebruik jou tyd, jy maak jou hart oop of jy doen nie. En dit is al manier hoe jy uit daai geestelike armoede kan uitkom. Nou ons lees dit natuurlik weer in Efesiërs 4 vers 11, 12, 13, 14, maar waar hy so mooi sê, dat totdat ons almal kan kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte in Christus. Ons het elkeen die vermoë om daarby uit te kom. God weerhou geen van sy rykdomme van ons nie, glad nie. Dis net ons wat baie keer ons hart toesluit of nie ywerig genoeg is om daai rykdomme in die hande te kry nie. Okay, so ons het hom so. Nou wanneer ons kyk na Hebreërs 5 vers 14, sien ons dat ons moet volwasse raak. Ons moet vaste spys kan begin hanteer. Ons moet geestesvermoëns besit om goed en kwaad van mekaar te onderskei. En hoe kry 'n mens dit? Deur die gewoonte geoefen. So jy moet werk, jy moet insit, jy moet uitsorteer om daai vermoëns wat jy het, weer verder te laat groei in jou lewe. Okay. So ek wil hier iets verduidelik van as 'n mens die woord toepas, dan bekom jy geestelike rykdomme. Dit gaan nie oor ek moet die hele Bybel kan ken, opsê, verstaan, alles nie. Dit is natuurlik nodig dat jy die hele tyd groei in die woord. Mens moenie gaan stil staan by plekke nie. Mens moet bly groei. Maar geestelike rykdom kom in wanneer 'n mens dinge in die woord lees en hoor en verstaan en jy begin dit toepas in jou lewe. Dan ervaar jy geestelike rykdom. Dit is hoe jy dit bekom. Dit is hoe jy deel raak van dit. Nou enige kennis wat jy kry aangaande die woord, moet jou as mens verander om godvrugtig te lewe. Nou wanneer kennis nie toegepas word nie, dan maak dit opgeblaase. So dan ervaar jy daai geestelike armoede. Dan het jy net 'n klomp kennis wat jou opblaas. Jy kan ook sê, ek weet dit en ek weet dat en ek weet so en ek weet so, maar jy het nog nie daai ervaring in jou lewe, daai gewoonte geoefen, dat as jy iets hoor of verstaan uit die woord uit, dan vat jy dit en jy begin dit leef, jy begin dit doen, jy begin dit toepas. Dan raak jy geestelik ryk. Amen. Is dit nie amazing nie? Want baie keer dink ons, joh, hierdie het nou meer kennis as ek en daai weet meer. Dit gaan glad nie daaroor jy kon 10 keer al die Bybelskool gedoen het. As dit nie jou lewe verander het nie, was dit mahalla. Okay, dan was dit kennis wat opgeblaas maak. Want die liefde, dit stig. Okay, wat is die liefde? Dit is wanneer ons die woord vat, wat ons hoor en verstaan en al die dinge, en ons begin dit toepas en dit verander ons lewe, daar begin 'n verandering in ons lewe plaasvind. Amen. Dit is liefde, om te wandel volgens die woord. Amen. Is dit nie amazing nie? Nou Jesus leer vir sy disippels in Lukas 6,
Jy kan so 'n bietjie daardeur gaan lees op die eie tyd. Leer hy vir hulle van die slegte bome en die goeie bome en hoe ons moet vrug oplewer en wat ons moet doen en hoe ons lewe moet wees en hoe ons lewe moet inrig en verstaan en al hierdie dinge. So hy educate hulle oor hoe ons lewe moet wees. Hy kom leer ons deur die woord. En in vers 46 sê hy vir ons, hy sê, hoe kan julle vir my sê, my Here, Here noem, as julle nie doen wat ek sê nie? So baie keer wil ons soveel kennis in die woord hê. Maar die Here sê vir ons, julle kan my nie Here, Here noem. Julle kan nie 'n verhouding met my hê. Julle kan nie ryk wees in my koninkryk as julle nie toepas wat die woord vir julle leer nie. Okay. Dis mooi. So ja, dit is 'n groot saak. En hy sê in vers 47, elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen, ek sal julle wys soos wie hy is. En dan natuurlik praat hy oor die man op die rots, die man wat sy huis op die rots bou en die man wat sy huis op die sand bou. So die wyse persoon doen die woord van God. Dis al. Dis die verskil. Die ander een soek net kennis. Maar kennis moet ons verander. So dit is 'n groot saak. En as ons geestelik arm is dit soos 'n persoon wat sy huis, of is dit soos 'n persoon wat sy huis in 'n informele nedersetting gebou word? Het jy dit al gesien in 'n informele nedersetting? Ons kan dit noem 'n plakkerskamp. En ek wil dit weer eens noem hierso. Dit is geen probleem waar jy bly, hoe jou huis lyk, of dit van sinkplaat of hout of baksteen of wat ook al, of jy arm of ryk is in die vlees nie. Dis glad nie waaroor dit vanaand gaan nie. Ons kan dit net sien as 'n voorbeeld, sodat ons kan verstaan hoe ons geestelike lys lyk wanneer ons geestelike armoede ervaar. Want 'n huis in die informele nedersetting. Trek ons nou bladsy 2 van die Ja, ekskuus. Julle is nou by julle handleiding. Julle gaan sien op bladsy 2 staan daar fondasie. Nou dit is waar hierdie gedeelte begin. Dit gaan nogal 'n hele stuk deur. So ek gaan so hier en daar punte aanhaal van wat hier geskryf is in die fondasie. So hier staan informele nedersetting is 'n woongebied met wonings. Okay, so daar is dit is so die tweede paragraaf op bladsy 3. Dan kan julle so lekker deur dit lees. Bladsy 2 begin het, bladsy 3 gaan dit aan. Nou, in so 'n huis kan ons sien dat sulke mense kry enige iets in die hande om mee te bou. Man, sinkplaat, karton, hout, enige iets wat hulle in die hande kan kry, wat hulle kan gebruik om 'n huis bymekaar te probeer sit. Nou, dit is 'n huis wat gelap en geplak is. Is dit nie so nie? Dit is nie met bakstene volgens 'n plan, volgens riglyne gebou nie. En so 'n huis kan geen storm weerstaan nie. Okay? So, en die groot ding is, God is nie partydig nie. Dit wil ek ook net noem. God is nie partydig nie. Hy gee nie vir een van sy kinders meer as vir die ander een nie. In die vlees nie. So dit maak nie saak waar jy bly, hoe jou huis lyk, hoe ryk of arm jy is, dit het niks met jou geestelikheid te doen nie. Jesus het nie eers 'n huis gehad om in te bly nie, so dit gaan glad nie daaroor nie. So ek wil net 'n vergelyking tref vanaand, sodat ons ietsie kan verstaan. Ek hoop jy kan dit so mooi verstaan, en dan gaan ons lekker van daar af verder. Nou, wanneer daar nie standvastigheid en gedurende groei is in ons geestelike lewe nie, dan ervaar ons hierdie armoede, 'n gelapte geestelike huis wat geen storm kan weerstaan nie. Nou, hoe gebeur dit dat 'n geestelike gelapte, dat ons 'n geestelike en gelapte en geplakte huis het? Hoe gebeur dit in ons lewe dat ons baie keer met allerlei dinge bou, behalwe met die regte ding? Het jy al daaraan gedink? Waarmee bou jy? Waarmee is jy besig? Dis cool ding. Is het Terence het hier die les het gekopie en paste sommer hier in my kommentaar in. Oh, nice. Dis baie cool. 'n geboude huis het fondasie, 'n informele setting huis het nie fondasies nie. Yes. Wanneer bou ons met lappe en geplakte huise? Dis wanneer ons na elke grashalm gryp in ons geestelike lewe. 'n verse dag. Is ons nie afhanklik
van 'n vers 'n dag nie. Hoeveel van ons behoort aan dinge wat vir ons 'n vers 'n dag deurstuur met een of ander interpretasie wat nie eers werklik daai skrif in konteks met die woord verduidelik nie. Dagstukkies, hier en daar 'n preek. Luister hier 'n preek, dan luister ons daar 'n preek. En vandag toe dink ek daaraan. As 'n mens 5 mense se preke luister, gaan jy in so 'n geweldige verwarring wees in jou geestelike lewe. En jy gaan probeer bou en jy gaan probeer kop bo water hou, maar ek kan vir julle sê dit gaan so 'n verwarring wees in jou geestelike lewe dat jy nie gaan kop of stert uitmaak nie. Jy praat dalk agter mense aan en sê dalk daar allerlei klisjées, baie sê dinge in die Christelike kerk wat natuurlik klink soos geestelike dinge wat van geen nut is nie. Of jy praat dalk agter mense aan wat verkeerd verstaan, of wat die verkeerde begrip van die woord het. En so probeer ons om 'n huis op te rig met hierdie nuttelose materiaal. Dis vinnige dinge hier en vinnige dinge daar. Maar dit is 'n huis wat definitief uit mekaar uit gaan val, want daar's geen fondasie nie. Nou, ons mag slegs op die fondasie Jesus Christus bou, met sy woord. So Jesus Christus is die hoeksteen, hy is die fondasie, en op dit moet ons bou met sy woord. Ok, nou as ons probeer bou met dinge buite sy woord, kan ons dit nie saamvoeg of verenig met die fondasie, met die hoeksteen nie. Dit gaan definitief in mekaar val. Ok, so jy kan nie met allerlei dinge probeer bou in jou geestelike lewe nie. Dit gaan in mekaar tuimel. Verstaan ons dit so? Ok, so ons het hierdie fondasie en ons moet reg op hierdie fondasie bou. Daarom is dit so belangrik dat ons fondasie diep ingegrawe is en ons ook goed bou op hierdie fondasie wat gelê is. Is ons by tot op hierdie punt? Verstaan ons dit? So ons moet uit hierdie geestelike armoede uitkom. Hoe kom ons uit hierdie geestelike armoede uit? Ons moet nie traag wees nie. Ons moet ywerig wees in ons geestelike lewe en ons moet begin werk in ons geestelike lewe. Dit wat ons hoor, dit wat ons verstaan, ewen in hierdie Bybelstudie, moet ons begin toepas in ons lewe, dat ons lewe kan verander. Dan bou jy op die rots, dan kry jy daai geestelike rykdom en vermoëns by in jou geestelike lewe. Is dit nie mooi nie? Is ons by? Is dit reg, my man? Verstaan ons? Ek verstaan. Verstaan jy? Dis sy. Sjoe, kan dit beamoen, was presies in daai toestand. Joh, dit is omtrent so. So ja, verder gaan ons na bladsy 3 toe. Kom ons gaan na bladsy 3 toe. En, of ons is nog steeds op bladsy 3, ekskuus, daar praat, staan nie so mooi van die eenheid. Ok, die eenheid van die liggaam. Nou, dit word ook onder hierdie punt van fondasie bespreek. Ok, so bly by die fondasie, lees daardeur. Daar's baie punte wat ek nie in detail gaan bespreek nie. Gaan lees daardeur, gaan kyk daarna, lees die skrifte saam met dit, dan gaan dit vir jou nog meer sin maak. Prys die Here. Ok, so wanneer ons een liggaam in Christus is, waarvan hy die hoof is, moet daar eenheid wees. Is dit nie so nie? Ons kan nie elkeen sy eie opinies, elkeen sy eie idee en gedagte in die liggaam van Christus hê nie. Kom ons lees dit so mooi in 1 Korintiërs 1 vers 10. Maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus om almal eensstemmig te wees en dat daar geen skeringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Nou daar is ongelooflik baie opinies in die Christelike wêreld. Staan net ons vir ons al genoem, ek dink is iets soos 33.000 denominasies, verskillende opinies, idees en dinge wat in die Christelike wêreld is. Nou baie van hierdie denominasies word slegs op een vers gebou, wat hulle dalk nie eens verstaan in die hele konteks met die woord nie, of dalk met 'n deel van 'n vers. Baie keer kry 'n mens dit, dat dit 'n deel van 'n vers is waarop mense hulle hele evangelie bou, wat niks te doen het met die woord van die Here soos wat hulle dit probeer interpreteer nie. Nou, dit is 'n huis sonder fondasie, wat ander ook leer om nie fondasie te hê nie. Het jy al daaraan gedink?
Mense wat so operate en wat hulle lewe op 1 of 2 verse bou, is 'n mens wat nie fondasie het nie. En wanneer jy na daai bedieninge luister en deel raak daarvan en al die dinge, leer hulle jou om ook nie fondasie te hê in jou geestelike lewe nie. Dis eintlik skrikwekkend. Blinde leiers van blinde. Yes, blinde leie, blindes leie blindes, nee, al twee gaan in die sloot val. Ons gaan nou daai skrif lees. So. Nou Jesus is die hoof van die liggaam en hy is die verstand waarvandaan ons opdragte ontvang. So Jesus wat die hoof is van die liggaam, ons is ingeënt in hierdie wynstok, in hierdie liggaam, wat die Here Jesus Christus is, hy is die hoof, hy is die woord, hy is die waarheid, hy is die lewe, hy gee vir ons opdragte. So daarom sal sy opdragte net wees volgens die woord. En dit sal deur die Gees bevestig word, is dit nie so nie? Want die Gees bevestig die waarheid van die woord. Nou, indien 'n lid ongehoorsaam is aan die hoof, verwyder hy homself. Jy kan uit die liggaam uit verwyder word, as jy aanhou met jou eie idee, opinie en dinge teenstrydig met die woord van die Here, dan verwyder jy jouself. Yes. Okay, en so 'n persoon sal verdroog. Yes. Okay, dis nie te sê dat so 'n lid sal ophou om die evangelie te verkondig nie. Baie keer dink ons, as so 'n lid uit die liggaam uit is, hy sal nou ophou met die evangelie. Maar aangesien sulke mense dit uit eie gewin en hebsug doen, mense wat voel die evangelie is winsgewend, dis alwaarom hulle die Here dien, om geseën te wees op aarde, sê God se woord dat ons moet onttrek van sulke mense. Okay, dit lees ons in 1 Timoteus 6 vers 3 tot en met vers 5. Gaan lees dit gerus deur. Hy sê net die laaste skrif, vers 5, nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is, onttrek julle aan sulke mense. Okay, so enigiemand wat dink dat jy geseënd op aarde moet wees, dat die evangelie winsgewend is, dit bedien om geld te kry en al die dinge, onttrek jou van sulke mense, want hulle is nie meer deel van die liggaam nie. Hulle het hulle self onttrek van die liggaam. Hulle het self losgemaak van die liggaam. En sulke mense sal verdroog. Al het hulle nog 'n gedaante van godsaligheid. Hulle doen nog allerhande dinge. Hulle sê nog hulle dien die Here. Hulle noem die Here Jesus Christus as die gekruisigde en al hierdie dinge. Hulle lees nog die woord. Maar hulle is nie meer deel van die liggaam nie. Hoekom nie? Want dit is 'n ander gees wat daai persoon oortuig van dit wat hy glo. Nou, as 'n persoon deur 'n ander gees gelei word, sal Jesus dit nooit toelaat dat hy deel bly van sy liggaam nie, want hy sal al die lede skade doen. Okay? So hy moet verwyder word uit die liggaam uit. Want hy is 'n ander gees, hy is besig met 'n ander evangelie, hy is besig met 'n ander Jesus. En hy moet verwyder word uit die liggaam van Christus uit. Okay. Nou is dit so mooi om te dink dat die Gees bevestig slegs die geskrewe woord en sal nooit uit homself uitpraat nie. En dit is waarom dit so belangrik is om deur Jesus met die Vader te kommunikeer en nie direk vir die Gees dinge te vra, soos ons geleer is in die Christelike kerk, om die Gees dinge te vra nie. Die Gees sal slegs die woord bevestig. So die Gees het nie 'n klomp opinies wat hy openbaar agter God se rug aan jou nie. Teenstrydig met die woord van die Here nie. Baie mense wat sê die Gees het my gelei, is absoluut teenstrydig met die woord van die Here. So mens moet werklik verstaan en pas op en versigtig wees waarmee 'n mens besig is. So mens moet deur die Here Jesus Christus wat ons middelaar is, moet ons met die Vader praat sodat die Vader ons kan antwoord. En die Gees van die Here sal dit bevestig, dit wat God antwoord deur sy woord. Okay. Yes, amen. So die woord gestyg slegs van die waarheid, en wanneer ons in die waarheid wandel, in die woord van die Here dit toepas, doen, verander volgens die woord, dan wandel ons in die Gees.
Ok, nie met allerhande stemme en dinge wat na jou toe kom en met jou praat en teenstrydig is met die woord van die Here nie. Jy bly in die woord van die Here. En dis die stem van die Here wat jy gehoorsaam is. En so wandel jy dan in die Gees. Asai, kom ons kyk, was ons almal by. Kom ons kyk gou wat se kommentare is hier. So maak seker jou geestelike fondasie is reg gelê. Yes, ek verstaan baie mooi Tannie, daar sy. Ok, ons is nou 'n bietjie verder, nee. Mens moenie stil sit in die kring van die spotters nie, hulle weet nie, hulle spot nie, yes. So, en ek moet ook vir jou sê, baie keer voel ons dat mense nie weet waarmee hulle besig is nie, maar die woord sê, hulle is goed geoefen. Hulle weet presies waarmee hulle besig is. So baie keer besef ons dat mense voel dis liefdeloos en hard soos die woord met ons praat. Maar die mens weet, hy ken homself, hy ken die motief van sy hart en hy weet waarmee hy besig is. En dit is my eintlik erg om te dink dat as Jesus so of as God so 'n radikale opmerking gemaak het van ons moet onsself afskei, ons moet onsself onttrek, sal hy dit nie goedkeur nie. Okay? God self sal dit nie goedkeur nie. As hy vir ons die opdrag gee, gaan hy presies dieselfde doen volgens sy woord. So dis baie ernstig eintlik vanaand om te verstaan dat daar is soveel wat nie in eenheid met die liggaam van Christus beweeg nie. Baie opinies, baie idees, baie gedagtes, baie dinge en standpunte, geweldige standpunte en dit het niks met jou geestelike lewe te doen nie. So ons met ons fondasie op die rots bou. Dis so mooi. Okay. Kom ons gaan net verder. Kom ons gaan so 'n bietjie, dit is nog steeds by die fondasiepunt, nog al die pad. Het ek maar net hier punt uitgehaal op bladsy 4 van volwassenheid. Okay? So ons gaan net so 'n bietjie gou daarna kyk. Volwassenheid word bespreek onder die fondasie, so gaan kyk daarna. Elke lid moet groei tot volwassenheid en om vaste spys te kan inneem. Okay? So ons moet die dinge van 'n kind aflê, ons moet, maar omdat die kinders van die Here traag is, en dit is 'n groot probleem, ons is lui, ons is laks, in ons geestelike lewe, is dit moeilik om op daai fondasie te bly bou, om volwasse te raak, om geestesvermoëns by te kry, om uit ons geestelike armoede uit te kom, en daai geestelike rykdom kan bekom. Want dit is moeilik vir ons as mens om net ons hart oop te maak en net te verstaan, maar my geestelike lewe is die belangrikste van alles. Ek dink weer vandag daaraan, dat dit is hoekom ons baie keer voel die woord is hard. Want Jesus kom praat baie dinge met ons en hy kom leer ons baie dinge. Want Jesus was nie in die vlees vasgevang nie. Jesus het die vlees oorwin. Hy het verstaan waaroor alles gaan, die geestelike. En wanneer ons sy woorde lees, dan klink dit hard en baie het gedink dis hard. Want hy het nooit ge-worry oor die vlees nie. Dit het altyd gegaan oor jou geestelike lewe, jou geestelike rykdom, jou geestelike verstaan. Want hierdie aardse lewe is vir 'n oomblik, dis soos 'n damp wat verbygaan. En as ons die hele tyd in die vlees vasgevang bly, in die geestelike armoede vasgevang bly, gaan ons altyd voel, die woord is hard. Dis ongenadiglik. En ons gaan wegskram vir die woord en voel, ons kan dit nie deel van ons lewe maak nie. Maar wanneer jy jou hart opmaak en jy neem dit aan en jy rig jou lewe volgens dit in en so aan, man, dan is daar 'n vryheid en 'n heerlikheid en jy verstaan die geestelike. Is dit nie amazing nie? Okay, so, as ons kinders bly en ons grawe nie diep in om hierdie fondasie uit te sorteer nie, gaan ons agter ander mense aan wat ook nog kinders is, wat ook geen fondasie het nie. Ons kan nie eers hoor nie, ons het nie eers 'n geestesvermoë om te kan verstaan, ons kan nie eers onderskei, hierdie persoon is reg of hierdie persoon is verkeerd nie. Baie keer gaan ons goedsmoeds net agter dinge aan wat vir ons goed klink, wat vir ons voel, weet jy wat, hierdie is 'n makliker pad vir my, hierdie is 'n makliker evangelie vir my, dat ek maar eerder hierdie koers inslaan. Hierdie ander een, joh,
Dit voel liefdeloos. Daar is soveel pryse om te betaal. Ons moet deur druk gaan, ons moet deur verdrukking gaan en al hierdie dinge. En dan voel 'n mens, weet jy wat, daai ou wat die hele tyd goed sê uit die woord uit wat nie eers sin maak nie. Hy kan my bemoedig. En baie keer soek ons net bemoediging. Maar dit doen niks vir ons in ons geestelike lewe nie. Yes, Okay, elke dag 'n vers, elke dag 'n vers. Wat gaan jy op die ou eind met al die verse doen? Net goed voel? Net op daai een vers bou? Net jou lewe volgens dit verontskuldig? Of wat gaan 'n mens doen? Gaan jy naderhand verstaan, maar ek moet die hele woord in oënskou neem en verstaan waaroor dit gaan. Ek kan nie my lewe elke dag op een vers bou nie. En dan is dit nog wat iemand anders vir jou moet stuur. Dis eintlik baie erg. Jy vergeet my net vinniger as wat jy hom gelees het. Ja, jy vergeet dit. Jy voel vir 'n oomblik goed. Jy voel, so 'n bietjie jammer vir jouself. Ja, dit was 'n mooi bemoedigende vers en jy gaan aan met die dag en daar het niks in jou lewe gebeur nie. So. En die woord sê so mooi in Matteus 5 vers 14, laat hulle staan. Hulle is blinde leiers van blindes. En as 'n blinde 'n ander blinde lei, sal albei in die sloot val. So dit gaan jou ondergang beteken. As daai kind in die evangelie die hele tyd jou bedien, wat geen fondasie het nie, gaan jy saam met daai persoon in die sloot val. En jou val gaan groot wees. Sjoe, eintlik erg om daaraan te Ja, dink. dis mooi die gedeelte wat Terence nou gekopie en paste het is, as 'n kind nie ywer en voeding kry en alles, en gaan hy op 'n stadium doodgaan. Yes. Sieklik is en dood wees, en so is ons geestelik ook. Yes, ons kyk nie na ons geestelike lewe nie. Ons besef nie ons het 'n siel, 'n innerlike wat gevoed moet word, wat gekoester, wat nog moet gekyk word nie. Dit is ook 'n liggaam, dis 'n geestelike liggaam. En hy voed uit die woord uit. Hy het die gees van God. En dit is sy voeding. En die binnekamer verhouding wat ons het met ons hemelse Vader, dit is wat ons siel na smag. En as ons dit agterweë laat en traag raak en lui raak, dan gaan ons siel innerlik, gaan dit 'n probleem ontwikkel. Amen. Sjoe, dis eintlik baie erg. Goed. Soos wat jy elke dag kossies eet, jouself versorg, na jouself kyk, wanneer jy dit doen, dink bietjie aan jou siel. Dink, Here, het ek al vandag vir my siel kos gegee? Het ek al die woord gelees? Het ek al gebid? Het ek U al gesoek? Of gaan dit vir my net oor my vleeslike liggaam, wat bevredig moet word, kos inkry om te bly lewe en aangaan? Wat van jou innerlike? Dis 'n geestelike liggaam. Okay. Nou ja, hier tot hier toe kan ons sien, dink ek, elkeen van ons kan sien, dat ons 'n geweldige verantwoordelikheid het in ons geestelike lewe. Ons moet ons eie lewe in besit neem. Ons moet aan ons eie geestelike lewe werk. Ons moet die kennis wat ons inwin, met ons begin toepas, volgens die woord van die Here. Ons moet verander, ons moet uitsorteer. Ons moet bereid wees om te sterf, sodat ander kan lewe. Ons moet bereid wees om ons lewe af te lê. Wat is daai lewe wat ons moet aflê? As jy dinge het wat ander mense afsit, of wat maak dat ander mense nie die Here wil dien nie, verander in daai opsig. Besef, Here, ek moet sterf, ek moet alles gee, ek moet alles prys gee. Die kosbaarste besitting is ek self, is my geaardheid, my idees, my gedagtes. Dit moet ek prys gee vir die evangelie. Dis mooi, nee. Kom ons gaan na bladsy 5 toe, bekering uit dooie werke. Gaan so 'n bietjie daarna ver, bladsy 5 toe. Bo aan bladsy 5, bekering uit dooie werke. Is almal nog by? Is julle saam? Dit maak nou meer sin. Soos wat ons met vleeslike liggaam versorg, moet ons ook ons geestelike ook versorg. Ja, dit is amazing, nee. Ek dink as mens daai besef het in 'n mens se hart, dan dink jy elke dag nogal daaraan. Ja, Maak 'n punt daarvan om aan te dink. Here, wat het ek vandag in my innerlike belê? Wat se voeding het ek vandag gesorg dat my innerlike dit kry? Net 'n preek, net 'n vers, net 'n dagstukkie, net 'n wat? Of het ek self gegaan en die Here gesoek sodat hy voeding kon kry? OK. Kom ons gaan aan. Dit is die bekering uit dooie werke. Nou,
Eerstens moet ons hier verstaan, dat ons moet verstaan wat is geloof. Okay? So, as 'n mens, ons as mens, kan geen goeie werk doen voor jou bekering, om die genade van redding te ontvang nie. So jy kon nie 'n goeie mens wees, of enige iets goeds doen, sodat God jou outomaties gered het en hemel toe vat nie. Okay? So daar is geen werk wat ons op aarde kan doen, wat kan maak, dat ons die genade van redding kan ontvang nie. Okay, al wat ons kon doen, ons kon geloof toepas, deur te verstaan, maar my lewe is in hierdie toestand. Okay? Ek kan nie aangaan met die ou lewe van my nie. En almal weet, die Here is hulle antwoord. Elke liewe mens op hierdie aarde weet, dat as sy lewe in 'n toestand is, dan is die Here sy antwoord. Okay? Ek kan nie dink dat daar een persoon is, wat dit nie weet nie. Elkeen roep altyd uit, eerste, wanneer daar 'n krisis is, of 'n probleem is, na die Here. Okay, so elke mens op aarde weet dit. Okay. So wat ons kan doen, ons kan daai geloof toepas, om ons hart oop te maak en die Here Jesus Christus in ons hart in te nooi, as ons persoonlike verlosser en saligmaker in geloof. Want jy kan hom nie bewys wat in jou hart ingekom het nie. Jy kan die gees wat jy ontvang het, die wedergeboorte wat jy ontvang het, die besnydenis van jou hart wat jy ontvang het, kan jy nie bewys aan enige iemand nie. Okay? So jy het hierdie stap van geloof gevat, en jy het jou hart oopgemaak, en die Here Jesus Christus aangeneem. Okay? En daar het jou fondasie begin. Is dit nie amazing nie? En die Here Jesus Christus word jou verlosser, en hy red jou van die ewige verderf. Okay? So die wedergeboorte is die genadegawe wat ons ontvang van God. Okay, so dit is wat ons van God af ontvang. Geen goeie werk kon dit vir jou doen nie. Niks nie. Jy kan sê, jy is die mooiste, beste mens op hierdie aarde. Ons kyk baie keer op na sondaars wat goeie mense is, en jy sê, ja, daai persoon gaan seker hemel toe, en hy doen geen vliegskade nie, en vanaand kan ons weer eens sien, dat niks wat ons goed doen, ons kan hemel toe vat nie. Ons kan red nie. Okay, behalwe die stap van geloof, om jou hart oop te maak, en die Here Jesus Christus aan te neem. Amen. Okay. Nou sê ons moet ons bekeer. Nou, dit is nie die werke van die Ou Testament. Okay, wag, ons gaan nou net hierso. Na ons bekering, of ons wedergeboorte, moet ons wel goeie werke doen. Amen. Dit is 'n opdrag uit die woord uit. Ons gaan dit nou lees. Nou, dit is nie die werke van die Ou Testamentiese wet wat ons moet doen nie, maar wel die werke wat die vrug van die geloof oplewer. So, dit is nie die werke van die Ou Testamentiese wet met al die offers en insettinge en al die dinge wat ons moet doen en nog verder moet vat nie. Dit is die vrug van die geloof, wat die werke van die vrug wat die geloof, wat die vrug van die geloof oplewer. Ekskuus, daar knoop my tong. Nou, die geloof is die werk wat ons moet verrig na ons wedergeboorte. Nou, wat is hierdie werk wat ons moet toepas na ons wedergeboorte? Dit is die toepassing van die kennis van die waarheid. En dit is wat ons aan die begin bespreek het. Dit is om uit hierdie geestelike armoede uit te kom. Okay? Dit is die werk wat ons moet doen. Dit wat ons lees in die woord, dit moet ons doen. Dit moet ons toepas. Ons fondasie moet op die rots gebou wees. Kom ons lees gou hierso in Jakobus 2 vers 20. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is. So nadat jy tot wedergeboorte gekom het, is daar werk wat jy moet doen. Anders is jou geloof dood. Jakobus 2 vers 26. Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Nou die verwarring kom in by die werke. Want mense voel hulle moet nog steeds die werke van die wet doen. Nou ons lees so mooi in Romeine 3 vers 20 tot en met 28. Gaan lees dit asseblief vir jouself deur, dis amazing. En dan kan ons agterkom wat se werk moet ons doen. Maar ons gaan lees in Romeine 3 vers 27 en 28.
Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit deur watter wet? Wet van die werke? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem aan, dis aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Want die Ou Testamentiese wet was die kennis van sonde. Dit kon jou nie losmaak nie, dit kon jou nie vrymaak nie. Om dit te probeer doen, kan jou nie red nie, dit kan jou nie verlos nie. As jy dit nog doen, dan sê dit, jy het afgeval van die genade van Christus Jesus. So ons kan nie verder aangaan met die wet van die Ou Testament nie. Maar die Nuwe Testamentiese wet, daar's 2 wette. 'n Ou Testamentiese wet en 'n Nuwe Testamentiese wet. So die Ou Testamentiese wet was die wet van ordeninge en al hierdie dinge wat ons nie meer moet hou nie. Dit het in die Here Jesus Christus in vervulling gekom. En nou, in die Here Jesus Christus, het ons 'n Nuwe Testamentiese wet van geloof en genade deur die Here Jesus Christus. Okay? So wat is daai genade deur geloof? Dit is om die Here Jesus Christus aan te neem, wat vir ons gesterf het, wat opgestaan het uit die dode, wat ons siel kom losmaak het en kom vrymaak het. En so kan ons die ewigheid ingaan. So ons moet nie die werke van die Ou Testament doen nie, maar ons moet wel nog steeds die werke van die Nuwe Testament doen, na die Here Jesus Christus. Okay. Nou gaan ons gou ek gaan dit nou so lekker so bespreek, ons gaan weer nog by van hierdie punte uitkom, so dis is hoekom ek dit nie te lank wil bespreek nie. Ons gaan nou nog so weer 'n bietjie daaroor gesels oor die werke en al hierdie dinge. Nou die term wedergeboorte, bladsy 5, gaan soontoe, die term wedergeboorte, bladsy 5. Is jy in jou handleiding, is jy by, is jy saam? Terrence is definitief saam. Dis so lekker, dankie Terrence, dis awesome. Wow, prys die Here. Nou die term wedergeboorte. Kom ons gaan kyk gou-gou wat se terms kan alles wedergeboorte beskryf. Daar is geweldig baie dinge, maar wat ons die beste verstaan in ons lewe is om die Here te dien of om jou hart vir die Here te gee. Dis die term wat ons verstaan van wedergeboorte. Nou, baie redeneer dat die waterdoop die bekering is. Nou, dit is geensins die geval nie, en dit gaan ons natuurlik in detail bespreek in die volgende les van die waterdoop. Nou, net om dit te noem, dit is ook 'n geweldige groot misleiding. Hoekom is dit 'n groot misleiding om te sê dat die doop is jou bekering? Want wanneer ontvang ons die Gees? Met ons wedergeboorte. Dan ontvang jy die Gees van God. En die Heilige Gees is jou siel. Okay? So dit is wanneer jy dit ontvang, met jou wedergeboorte. Amen. So nou, enige persoon wat net gedoop is, sonder bekering, sonder die wedergeboorte, sy fondasie is nie reg gelê nie. So 'n persoon het nog nie die Gees ontvang nie, so hy kan glad nie die woord verstaan geestelik nie. Hy probeer dit akademies uitredeneer. En sulke mense raak geweldig moedeloos. Hoeveel mense sit in kerke? Ek wil die breë Christelike wêreld op hierdie stadium bedien en preek dat die doop die bekering is. So hordes mense gaan, hulle word gedoop en dan gebeur daar net mooi niks verder in hulle lewe nie. Hulle raak moedeloos, hulle weet nie wat aangaan nie, hulle kan nie die woord verstaan nie, want hulle was nie reg geleer in die Christelike wêreld nie. Hulle was geleer deur mense wat nie fondasie het nie, om ook nie fondasie te hê nie. Kom, doop jou net en jy is sjap. En dit laat my dink aan die Fariseërs wat net die toren van God wou ontvlug om gedoop te word. En Johannes die Doper het hulle weggewys en hy het gesê, gaan dra die vrug wat by die bekering pas. So hy het nie net left, right en center gedoop nie. Dis die doop van die bekering. Okay? Tot vergifnis van sonde. Okay. So, ons moet verstaan, al sulke dinge is 'n geweldige verleiding in die Christelike wêreld. So ons moet die Gees ontvang met ons wedergeboorte, en dit moet vir ons die woord lewend maak, sodat ons dit kan verstaan, sodat ons vrugtig kan lewe, sodat ons ewen kan verstaan hoe om die woord toe te pas en uit te sorteer. Anders gaan ons niks weet nie. Jy gaan hierdie moedelose mens wees en niemand gaan jou kan help nie, want jou fondasie is nie reg nie.
OK. Nou, wanneer 'n mens tot wedergeboorte kom, moet daar 'n radikale verandering sigbaar wees in jou lewe. OK? So almal moet kan sien, hier het iets in hierdie persoon se lewe gebeur. Gister was hy hierdie persoon, vandag is hy 'n ander persoon. OK, so daar moet 'n radikale verandering sigbaar wees, want die Gees van God kom in jou hart in jou innerlike se hart in. En dit verlig jou innerlik. En jy begin verstaan en jou innerlike verander weer na die beeld van God. So daar moet hierdie verandering plaasvind wat ook 'n effek het op jou liggaam. Want alles wat geestelik gebeur in die geestelike wêreld het 'n effek op aarde. OK? So as daar iets in jou siel gebeur in jou innerlike, daar vind redding plaas, daar vind verlossing plaas, dan moet daai radikale verandering wys in jou lewe. Amen. OK. En ons moet die vrug dra wat by die bekering pas. Ons moet nie aangaan met ons ou lewe nie, ons moet nie teruggaan na ons ou lewe toe nie. Ek net sê, jy so hulle self vra nou, hoekom doop ons kinders as hulle klein is? Nommer 1, ons kan maar net sê dis onskriftuurlik. Yes. Ons behandel dit in die waterdooples volledig hoekom dit so gebeur. Yes. So nou moet nie deursteek tot dan. Yes, dis 'n valse doktrine. OK, so ons moet nie dit doen nie. OK, maar ons gaan dit lekker verder bespreek. Dis die lekkerte van die Bybels studie wat ons so lekker saam met mekaar deurgaan. Is lekker om hierdie vrae te hoor, dit te kan verduidelik, saam te kan gesels en alles, dat ons almal kan duidelikheid hê oor alles. Jy sal dit nooit weer verkeerd kry nie. Dis so mooi. Want onthou net, ons siel was eers vasgevang in die duisternis. Die Satan was eers ons vader gewees. En ons word weergebore in God se koninkryk. Ons ontvang die lig. Ons ontvang die Gees. Ons word verander. Daar vind soveel dinge plaas met ons wedergeboorte. Wow. Ek weet nie of jy dit ervaar het met jou wedergeboorte nie. Alles lyk anders. Jy sien anders. Jy ervaar anders. Jy leef anders. Jy's lief vir almal. Jy's lief vir die wêreld. Jy wil almal gered sien en verlos sien en jy's nie skaam vir die evangelie nie. En daar's net hierdie radikale verandering in jou lewe en hierdie besef dat jy sonde moet los en uitsorteer. Is dit nie so nie? En dit is so mooi met jou wedergeboorte. Nou dit is ons verander weer na die beeld van God, soos wat Adam en Eva in die begin was. Ons het mos nou lekker gesels daaroor. Adam en Eva was in die begin in die beeld van God en hulle het die Gees ontvang in hulle innerlike en dit het hulle verander na die beeld van God en ons moet ook weer terug verander na daai beeld toe. Want ons het die Gees van God verloor na die vloed en toe is ons in hierdie sondige toestand vasgevang onder die duiwelse mag en ons moes loskom daaruit. Jesus Christus het ons kom losmaak, hy het ons kom vrymaak, hy het die mag kom verbreek oor ons siel, oor ons innerlike, dat ons moes hel toe gaan. Hy het die sleutels van die dood en die doderyk uit die hande van Satan kom uithaal, hy het vir ons vergifnis kom skenk, hy het vir ons gawes kom skenk. Wow, is dit nie amazing nie? Alles wat ons verloor het, alles wat weggevat is van ons, het hy vir ons kom teruggee. Maar ons moet die wedergeboorte deelagtig raak om dit te kan ontvang. Amen. Jy ontvang dit nie net outomaties nie. Okay. Dis crazy. Ek dink tot op hierdie punt kan ons dit nou al baie duidelik verstaan. Yes. Is dit nie so nie? Het hom. Nou op bladsy 6, kom ons gaan 'n bietjie daar na bladsy 6 toe. Daar verduidelik Jesus die wedergeboorte aan Nikodemus die Fariseer. Okay. Nou in ons tyd sal ons nou verstaan van fariseere vir Nikodemus as 'n prediker of 'n leraar of 'n predikant of 'n dominee of wat ook al die geval mag wees, iets wat in die Christelike kerk iemand leer. Okay? Yes. Dit is die hoe sê jy dit? Leraar. Ja, die leraar van die gemeente of wat ook al. Yes. Nou ons lees die gedeelte waarin Jesus dit verduidelik in Johannes 3 vers 1 tot 10. Die belangrikste in die woord van die Here, want dis ons begin van ons fondasie. Ons kan nie gered word sonder dit nie. Nou ons kan sien dat dit vir Nikodemus heeltemal 'n onverstaanbare begrip was om te verstaan. Hy kon nie kop of stert uitmaak wat Jesus vir hom hier verduidelik nie. Nou, om vir 'n leraar, en ek dink, jy kan met my saamstem, vir 'n leraar, om te hoor dat hy die belangrikste nie verstaan het nie, kon nie maklik wees nie. Dit kon nie vir Nikodemus maklik wees toe Jesus vir hom die wedergeboorte verduidelik het nie. Nou, omdat hy bekend was met die wet en hy dit aan ander mense geleer, moet hy nou hoor dat dit wat hy geleer het aan ander en wat hy self geleer het, is waardeloos. Sjoe. Ja, ons het wel agterkom as jy mense
nader wat bedienaars is of pastore of wat ook al is, hulle verstaan nie wat jy vir hulle sê nie. Ja, en dis die groot ding. Baie bitter min mense verstaan werklik wedergeboorte. Okay, baie leraars verstaan dit nie. Dis hoekom hulle sê die doop is jou bekering, want hulle verstaan self nie. Hulle het self nog nie tot wedergeboorte gekom nie. Dit is mooi. Okay. Nou Nicodemus was bewus daarvan dat die Joodse volk die uitverkore volk van God was en hy was deel daarvan. Okay? So in die Ou Testament was die Israeliete, was hulle die uitverkore volk van God. En hulle het die wet onderhou en met dit was hulle eintlik gemaak dat hulle God se volk sal wees, dat hulle gered sal word. Ja, hulle het gedink hulle is gewaarborg. Ja, hulle het gedink hulle is gewaarborg, nee. Nou moet hy hoor van wedergeboorte en dat hy nie meer deel van God se geestelike volk sal wees wanneer hy nie die wedergeboorte deelagtig raak en ander so leer nie. Is dit nie erg om daarin te dink nie? Ewe skielik moet hy besef, wow, maar nou is hier iets anders wat ek moet verstaan. Dit gaan nie meer oor die Ou Testament, oor die wet nie. Dit gaan nou oor die Nuwe Testament en die wet van genade en geloof. Wow, dit was 'n hele nuwe konsep vir hulle. Nou sonder wedergeboorte kan ons nie in die koninkryk van God ingaan of die koninkryk van God sien nie. Ons kan niks verstaan wat in die koninkryk van God aangaan nie. So, dit is wat ons nou ook gesê het, die gees van God wat jy ontvang, moet dit vir jou duidelik maak. So sonder die gees van God gaan jy niks verstaan nie. Amen. Okay. Nou hy het probeer redeneer om hierdie begrip. Okay. Maar hy kon nie teen Jesus se woorde stry nie. Hy het gesê, moet ek nou weer in die skoot van my moeder ingaan en weer gebore word en alles? En Jesus sê vir hom, dit is nie uit die wil van 'n mens nie, maar uit die wil van God. Dit is 'n geestelike geboorte wat in jou lewe moet plaasvind. Nou, hy moes dit aanneem en verstaan. Want dit is hoe dit sal wees. Net so kan 'n mens, ons kan nie vandag teen die woord van God stry nie. Ons kan nie teen die woorde van Jesus stry wat gesê het, ons moet tot wedergeboorte kom, anders sal ons nie die koninkryk van God kan sien of ingaan nie. Ons kan nie daarteen stry nie, en geen redenasie kan dit verander nie, want die woord staan vas. Ek wil net gee, so nou, Ruwaida sê 'n mooi ding, leraars het baie kennis, so dit moet regtig baie moeilik wees. Ja, dit is so, maar ek moet net byvoeg, hulle verkry kennis om eintlik iets anders dan die woord te leer en te verstaan as die waarheid. Yes. So hulle weet eintlik dat die kennis wat hulle het, is hulle besig om nie te moet doen wat die woord van hulle verwag nie. Ja, maar die ding is, baie denominasies se predikers weet dat daar is bekering, wedergeboorte, en jy moet groot gedoop word. Maar om in die sisteem te kan bly en hulle werk te kan behou, leer hulle nie, hulle mense dit nie. So, dit is 'n geweldige saak om daaraan te dink. Okay. Nou gaan ons die redding deur wedergeboorte, en dit vind ons op bladsy 7. Daar's 'n paar punte so tussenin, gaan lees dit asseblief deur, gaan educate yourself, alles is hier neergespen, met elke skrifverwysing, alles, so jy gaan alles verstaan, en as jy iets nie verstaan nie, asseblief, ons wil u aanmoedig, kontak ons, gesels met ons, praat met ons, sodat jy kan duidelikheid kry. Dit was my so nice geweest, na die eerste Bybelstudie, het mense gekontak, seker gemaak van sekere punte, wat hulle nie verstaan het nie, asseblief, jy is baie welkom. Okay. Nou is die redding deur wedergeboorte. Waar trek ons tyd? Ons amper halfietjies, maar ek dink jy kan nog lekker gesels. Ja. Is julle nog okay? Gaan ons aan? Ek weet ons vanaand baie ouer aande, dit is hoekom ons so 'n bietjie minder is vanaand. Baie mense het laat weet, hulle kan nie inskakel nie as gevolg van ouer aande. So ons verstaan dit, hulle sal na die tyd opvang. Okay, as ek nou by die laaste, okay. Redding deur wedergeboorte, bladsy 7. Nou ons het uitgeklaar dat geen goeie werk ons kan red nie. Maar ons moet wel na ons wedergeboorte goeie werke doen. Kom ons lees dit hierso in Efesiërs 2 vers 10. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan
wandel. Is dit nie mooi nou? Ons is hierdie nuwe skepsel, ons is hierdie nuwe maaksel in Christus. Want ons het die Gees ontvang, ons is nou hierdie nuwe skepping in God se koninkryk, ons het hierdie nuwe geestelike geboorte deurgegaan, ons is gebore in God se koninkryk. Amen. En nou moet ons hierdie goeie werke doen, wat God vir ons voorberei het. As die nuwe mens. As die nuwe mens. Okay. Nou hierdie nuwe maaksel moet nou goeie werke doen, anders is ons geloof dood. Ja, oei. Dit is nou wat Jakobus 2:20 sê, geloof sonder werke is dood. Okay, so dis help jy is gered en jy doen nie goeie werke nie. Nou ons moet werklik verstaan wat die wil van God is, wat aan ons geopenbaar word deur sy woord en ons goeie werke volgens dit doen. Yes, amen. Dit is geweldig belangrik. Ons het riglyne in die woord van die Here, wat vir ons sê, hoe ons goeie werke moet doen. Okay. Nou wanneer ons werke nie volgens die riglyn van die woord gedoen word nie, is ons besig om op ons eie idee van goeie werke te bou. Jy bou op die sand. Okay? Want die riglyne volgens die woord gaan maak dat jy op die rots voortbou. Op die hoeksteen voortbou. Okay. Nou as ons nie volgens dit bou nie, dan is dit maar Allah. Okay, dis eintlik baie erg om te dink. Okay. Nou die riglyn van goeie werke vind ons in Matteus 25 vers 32 tot en met vers 40. Okay? So dis ons riglyn wat Jesus vir ons neergelê het. Dit is volgens hierdie riglyn wat julle goeie werke moet doen. En dit is waar die bokke en die skape geskei gaan word en dit is hoe ons dit moet verstaan, hoe ons lewe moet inrig met goeie werke. Nou, dit is so, dat daar staan, ons moet die hongerige kos gee, ons moet te ete gee en ons moet te drinke gee. Ons moet die naaktes klee, ons moet huisvesting gee wanneer daar nodig is. Ons moet die siekes en die gevangenes besoek. Maar, aan wie moet ons dit doen? Dit wat julle aan een van die geringste broeders van my doen, het julle aan my gedoen. So goeie werke gaan oor die broederskap. Dis die riglyn van die woord, dis ons dit inrig, dit is hoe God dit vir ons neergelê het. Wow, is dit nie amazing nie? Om hierdie werke te kan doen. So jou goeie werke wat jy doen, moet 'n effek in die hemel hê. Yes. Nou hoe het jou goeie werke effek in die hemel? Volgens die skrif. Want as jy dit aan 'n broeder doen, dan doen jy dit in die hemel asof aan die Here Jesus Christus. Ja. Okay, so ons werke wat ons moet doen, moet ook aan die Here Jesus Christus gedoen word. Dis die effek wat dit moet hê. So en dit is wat ons doen aan die broederskap, aan die huisgenote van God. Okay, ons kan ons goed uitdeel. Ons kan ons liggaam oorgee om verbrand te word. Ons kan allerlei dinge doen. As dit nie volgens die liefde is nie, wat is daai liefde? Om jou lewe in te rig volgens die woord. Nou as jy nie jou goeie werke volgens die woord doen nie, baat dit jou niks. Jy kan alles uitdeel, jy kan jou kaal gee. En dit is ook die groot ding wat ons as kinders van die Here dink. Ons moet elke ou in die hospitaal gaan besoek. Ons moet elke ou in die gevangenis gaan besoek. Ons maak ons klaar met hierdie dinge. Ons moet vir die boemelaars kos gee. Ons moet hulle klee. Ons moet missions oopmaak om almal op straat op te tel en vir hulle blyplek te gee. Maar wat sê die woord? Jy moet jou werke inrig volgens die woord, volgens die riglyn van die woord, volgens dit wat Jesus vir ons nagelaat het. Ons moet dit doen aan ons broederskap. Amen. Wow, ek dink ons kan dit dalk vanaand so verstaan. Yes, Wow, is dit amazing? Crazy. En daai goeie werke wat volgens die woord gedoen word, dit bou aan die nuwe Jerusalem. Niks anders nie. En, nou moet jy oor 'n mooi spits. Enigiets buite die woord wat jy doen, bou aan jou eie ego. Dit het my verskriklik diep in my hart getref, toe ek het vandag besef. Nou, eie ego werke is waardeloos. En dit kan maak dat ons huis val. So baie keer doen 'n mens dinge om jou eie ego te streel, om goed te voel oor jouself. Maar is nie volgens die woord van God nie. Dit baat jou niks. Nie volgens die liefde nie. Jo. Het ons daai punt? Het ons hom.
is dit so. En ook moet hy net by sê, dat as jou kerk nie die ware leerstelling verkondig, en ek dink ons het dit bepaal, dan is hulle in elk geval nie deel van die liggaam van Christus self, preek hulle wat. So as jy jou goeie werke nadoen, beteken dit in elk geval niks. Yes, dit is die skrikwekkende deel. Wanneer jy die woord reg leer, en begin reg verstaan, en jy kom agter, maar jou kerk waarmee jy besig is nie besig met die woord nie, of volgens die woord nie, hulle is nie meer besig met die liggaam van Christus nie, dan moet jy jou afskei, dan moet jy daar uitkom, dan moet jy jou werk begin doen volgens die woord, want ons is die kerk, ons is die gebou, ons is die akker, ons is die medewerkers van God, ons is die tempel. So, God bly nie in huise wat met mense hande gebou is nie. Dit gaan nie vandag oor 'n kerkgebou nie, dit gaan oor jou geestelike lewe, wat moet uitsorteer. Jy moet verstaan, jy moet jou lewe in besit neem, jy moet jou goeie werke doen volgens die woord van die Here. OK. Kom ons gaan na bladsy 9 toe. Bladsy 9 toe. Ons het hier gesien, kind van God, jy kan lekker daar gaan deurlees. En dan ontvang ek redding. Jy kan daar gaan deurlees, dis baie punte wat ons nou 'n bietjie herhaal weer. So gaan lees lekker deur dit met al die skrifgedeeltes, dan gaan dit vir jou mooi sin maak. Maar ek wil by die punt uitkom van bekering en wedergeboorte. Wat is die verskil? Bladsy 9. Bladsy 9, bekering en wedergeboorte. Dis so aan die onderkant begin, die laaste paragraaf, begin die deel van bekering en wedergeboorte. Nou baie mense vra, wat is die verskil tussen bekering en wedergeboorte? Kom ons gaan kyk gou-gou. Nou die beginsel wat ons hier moet verstaan, is dat jy kom as sondaar na die Here toe. Jou lewe val letterlik uit mekaar uit. Jy weet jy die Here nodig. Jy kom na hom toe vir redding en verlossing. Want jy besef, die lewe wat jy lei, jou sondige lewe van ongeregtigheid en sonde, kan nie verder aangaan nie. Okay? Nou kom bekeer jy jouself voor God van jou sondige toestand. Jy kom bely jou sonde. Jy kom erken, jy kom verneder. So jy kom bekeer. Okay? En God die Vader self, op daai oomblik wat jou hart oopskeer en oopbreek voor hom en opreg is voor sy aangesig, skenk self vir jou die wedergeboorte. Okay, so dis 'n geestelike geboorte wat jy deelagtig raak. En God self gee dit vir jou. Okay, en dit lees ons in Deuteronomium 30 vers 6. Hy besny self die hart. Okay, nou as ons daarna kyk, jy ontvang 'n teken of 'n merk in jou innerlike se hart, in jou siel het 'n hart, né? Want jou siel is 'n liggaam wat operate in die geestelike wêreld. Okay, en in hom is daar 'n hart en daar is 'n verstand. Okay, nou in daai hart, in die geestelike wêreld, word jy besny. Okay, jy kry 'n merk of 'n teken dat jy in God se koninkryk behoort. So die hele geestelike wêreld kan dit sien en beleef. Is amazing, né? Dis awesome. Okay, en God self skenk vir jou die wedergeboorte. Hy self skenk vir jou die Gees deur die Here Jesus Christus. En dit verander jou terug na die beeld van God. So jy bekeer jouself van jou lewe, jy kom in nederigheid, jy kom erken jou lewe, jy kom sorteer uit, jy kom bely, jy kom neem die Here Jesus Christus aan as jou verlosser en saligmaker, en God skenk op daai oomblik vir jou die wedergeboorte. Maak dit vir julle sin? So dan word jy weergebore, 'n tweede keer in God se koninkryk. Nou is dit nie 'n vleeslike geboorte uit die wil van 'n man nie, maar uit die wil van God. Okay. So dit is hoekom ons hele verlede en alles weg is, want ons is nuut gebore in God se koninkryk. Jou hele verlede, jou hele ou mens wees is verby. Al jou sonde word op daai oomblik vergewe. Jy's 'n nuwe mens, 'n nuwe skepsel voor God. Is dit nie amazing nie? Sondeloos op daai oomblik. Wow! Dit is net super cool. Nou, die geestelike geboorte, die wedergeboorte, kan net een keer in jou lewe plaasvind. Okay? So as jy jou hart vir die Here gee en jy word weergebore, is dit soos 'n baba wat gebore word in God se koninkryk. So as jy nou dink aan die vlees, as daar 'n geboorte plaasvind,
is daar 'n baba wat gebore word. En daai baba bly tot hy doodgaan. Okay? Daai baba gaan nie weg en terug en weg en terug en weg en terug nie. So jy kom een keer tot wedergeboorte. Daai geestelike kind van jou word gebore. Okay? Maar jou bekering of bekering, nie jou bekering nie, bekering is 'n daaglikse proses. Want na jou wedergeboorte val jy struikel, jy doen weer sonde en jy voel sleg en jy voel nie lekker nie en jy raak onvrymoedig met die Here en daar word 'n skeidsmuur tussen jou en God opgerig en dit bekering veroorsaak dat daai skeidsmuur afgebreek word. Amen. So elke dag in jou geestelike lewe kan jy kom in nederigheid en in vernedering. Jy kom bely jou sonde, jy kom sorteer jou hart uit. En so kom bekeer jy jouself daagliks van jou sonde en jou ongeregtigheid. Yes. Het ons dit? So wedergeboorte vind een keer plaas. Bekering is 'n proses tot en met jy doodgaan. Elke dag kom bekeer ons onsself. Ons val, ons struikel. En ons het 'n voorspraak by die Vader, deur die Here Jesus Christus, om ons sonde te kom bely, sodat ons vergifnis kan ontvang. Dis bekering. Okay. Het ons hom? Prys die Here. My ding bly nou op Paula se ding vashaak en ek sien niks verder nie. Prys die Here. Dit is net so super amazing. So alles wat in jou siel plaasvind, jou wedergeboorte, is geestelik. Dit vind nie op die aarde plaas in hierdie liggaam nie. Dit vind in jou siel plaas, in jou innerlike. Vind dit plaas. Maar dit het 'n effek op jou liggaam. Okay. Nou kan ons verstaan wat hy sê, die skrif. Maak die binnekant van die beker skoon. Dan sal die uiterlike self regkom. Die buitekant sal self regkom. So wat is hierdie, maak die beker? Die beker is jou hart. Jou innerlike se hart. Maak hom skoon. Sorteer hom uit. Dat hy tot wedergeboorte kom. Dat hy vernuwe word. Dat hy die gees van God ontvang. Sodat die liggaam ook volgens dit kan begin operate. Yes. Okay. So as jy innerlik gesond is, as jy innerlik genees is, as jy innerlik gered is, dan gaan jou liggaam anders begin optree. Want al die oorspronge van die lewe lê in die hart, in die siel se hart. Yes. En alles moet daar uitgesorteer word. Dat jy gesond kan word in jou siel, in jou innerlike, want dis waar jou probleem lê. Sodat jou liggaam kan begin anders funksioneer en optree. Amen. Okay. So, jou redding in jou siel het 'n effek op jou liggaam, jou aardse liggaam. Jou optrede, jou spraak. Ja, jou spraak, jou doen en late, alles hoe jy dit doen, wat jy doen en al die dinge, dit het 'n geweldige ding daarin. Nou, wanneer jy die wedergeboorte ontvang, word jy deel van God se geestelike volk. Want Nikodemus het mos nou gedink, hy is deel van God se vleeslike volk. Okay? Nou hoor hy, maar hy moet nou deur wedergeboorte gaan om deel te word van God se geestelike volk. Okay. So, wanneer ons die wedergeboorte ontvang, dan word ons deel van God se geestelike volk. Jy word 'n ware Jood. Okay. Die wat gered is 'n ware Jood. Dit gaan nie oor die vleeslike Jood nie. Okay, want daar is geen meer uitverkore volk op aarde nie. Geen volk gaan net gered word nie. Okay? Alle volke, stamme, tale en nasies moet hulle bekeer tot wedergeboorte kom om redding te ontvang. Dit gaan nie net 'n outomatiese iets wees dat 'n sekere volk net gered gaan word nie. Ewen die Jood moet sy hart vir die Here gee sodat hy gered word. Okay. Want die aardse Jerusalem is in gebondenheid. Maar ons moet streef om by die vrye uit te kom, die nuwe Jerusalem, waarin ons nou al reeds bou met ons regverdige dade. En dit lees ons in Galasiërs 4. Gaan lees die hele Galasiërs 4, dan kan jy alles mooi verstaan van die twee verbonde, die twee sinnebeelde van die vroue. Dit is die twee vroue is die sinnebeelde van die twee verbonde. So dit is die Ou Testamentiese verbond en die Nuwe Testamentiese verbond. Die Ou Testamentiese verbond is in slawerny. Okay? Die Nuwe Testamentiese verbond van geloof en genade is vry, want dit kan ons hemel toe vat.
Die hemele is vry, daar's geen gebondenheid in die hemel nie. En ons is ook nie meer onder slawerny as ons harte vir die Here gee nie. Ons word verlos, ons kom vry, ons siel word vry. En ons is deel van die vrye. Maar as ons in ons sonde en in ons ongeregtigheid bly en ons weier om ons hart vir die Here te gee, dan bly ons onder daai slawerny van sonde, van ongeregtigheid. En dis hoekom die Here Jesus Christus gekom het, om ons los te maak en vry te maak van al hierdie dinge. Maar daar is nie meer 'n uitverkore volk nie. Elkeen moet nou sy hart vir die Here gee, om in daai vryheid te kan wandel, in die nuwe Jerusalem waarin ons reeds bou. Is dit nie amazing nie? Kom ons kyk net gou-gou, ek het nou so 'n bietjie hier verby gegaan. Ja, so ons gaan vanaand tot op hierdie punt. So ek hoop jy kan mooi verstaan, ek hoop jy het my lekker gevolg. En gaan deur jou handleiding, gaan deur al die punte, gaan lekker stelselmatig daardeur lees al die skrifte asseblief. Hoe ons agterkom iemand lees deur al die skrifte, en so nou en dan sê hulle vir ons, daar's 'n skrifgedeelte verkeerd. Dan weet ons hulle deur al die skrifte gelees. Yes, daar was 'n bietjie 'n tikfoutjie gewees. So gaan deur alles en lees jou hele handleiding volgens jou skrifgedeeltes, so volgens jou skrifverwysings. En die begrippe wat jy vanaand verstaan het, hou dit in gedagte, terwyl jy deur jou les lees. Okay? Sodat jy baie meer kan verstaan en kan uitsorteer in jou geestelike lewe, want wedergeboorte is so majestueus. Dis so 'n groot gebeurtenis wat plaasvind. Dit is so 'n geweldige geestelike gebeurtenis. En dis so omvattend. Nou as jy baie begrippe in die wedergeboorte gaan verstaan, dan gaan jy baie meer in die woord van die Here verstaan wanneer jy deur die skrifte lees. Prys die Here. Nou jy moet 'n baie lekker aandjie hê. Ons is baie lief vir jou. Ek hoop jy het dit geniet. Volgende week is ons by deel 3, dan gaan ek so lekker afskop met Abraham en die besnydenis. En hoe was sy saad rein gewees en onrein en al die dinge. So dit is 'n baie interessante punt. Skakel volgende week in en dan kom leer jy ook weer verder. Prys die Here. Lekker aandjie, lief vir almal. Bye bye.